Ons kry gereeld vrae van die hengelaars, waarom ruik die voer na peanut, is daar dan werklik peanut in? En my antwoord is nee, behalwe as jy sal sien op die sak, is dit die peanut produk wat ons vir jou gee. Die rede hoekom dit so ruik, ek gaan 'n kort verduideliking gee van die proses hoe hierdie voer gemaak word, maar op 'n volgende geleentheid gaan ons vir julle fisies by die fabriek wys van hoe die masjiene lyk en die proses waardeur die voer gaan totdat wat dit in die sak kom. In kort vanoggend wil ek net met julle meedeel, ons koop net A-graad mielies aan. Nou daar's baie debatte in Suid-Afrika rondom die hengelvoerprodukte. Daar's ouens wat self beweer dat daar word spesiaal vir hulle mielies aangeplant om hulle voer te vervaardig. Dis ou vrou stories. Boere plant mielies. Mielies gaan na die silo's toe. By die silo's word daar 'n propper ingedruk in die mielie in wat die voginhoud meet. As hy meer as 13% is, dan stuur hulle die mielies terug vir die boer. As daar ander ongewenste materiale in is, met ander woorde het sy gebrande mielies, bossies, ek kan nou nie vinnig aan al die name dink van iets, ek dink is brandnekel onder andere, dan word die voer of die mielie se graad afgeklas. So die belangrikste vir jou en vir my om te weet is dat hierdie produk kom uit 'n mielie uit. Dis 'n A-graad mielie wat by die silo aangekoop word, wat dan vervoer word na die silo toe by die fabriek. Daardie mielie word dan in klein hoeveelhede amper soos in 'n hoë druk ketel ingevoer, tussen 5 of 10 kg afhangende van hoe dit gestel word. Daai klomp mielies val in die ketel in, dan word daardie ketel geseël met 2 kleppe, een bo, een onder. Daar word stoom ingedruk teen 'n baie hoë hitte en baie hoë druk. En vir 'n paar sekondes word daardie mielie dan in die stoom binne in daai ketel gaar gemaak. Na daai paar sekondes om is, dan maak die onderste klep oop en dan as gevolg van die atmosferiese drukverskil binne in die ketel en die atmosfeer buite, sal daai mielie uitgaan en dan skiet. En daai skietproses klink fisies soos 'n geweerskoot wat afgaan. En ons noem dit die pop binne in 'n hok in. So met ander woorde, nou is die mielie gaar. Hy is nog nat want hy was gestoom en die pit is nou, omdat hy gaar geword het en gepop het, is dan tussen 1 tot 3 keer sy normale grootte groot. Daai pitte word dan op 'n band uitgevoer wat droog geblaas word. Van dit oomblik as dit droog is, gaan dit dan deur 'n proses wat dit in 'n hamermeele vir die boerseuns wat verstaan, vir die mense wat nie die boerdery verstaan nie, dieselfde as 'n food processor proses, en die produk wat dan daar uitkom, is die basis van hierdie materiaal of voer wat jy sien. Dan begin die fabrikate se eie inisiatief aan die dag kom. Maatskappy X sal seker 'n ander goed bysit. Die eerste ding wat die meeste ouens in doen is, sit 'n rou materiaal produk by wat swaar is, wat goedkoper is om die produk meer koste-effektief te maak. Ons het nie daai pad gegaan nie. Ons het gegaan om enhancements by te sit, met ander woorde proteïene en spoorelemente wat die waarde van die voer verhoog. Die rede hoekom ons dit doen, vis is niks anders as skape, beeste, bokke, varke, hoenders nie. Hulle verkies die voer waarin hulle die meeste waarde uit kan put. En daarom het ons hierdie byprodukte bygesit. Dis amper soos 'n hoë proteïen lek vir beeste of vir skape. So die vis sal fisies wanneer hy aan die wy uit is, die beter, hoër kwaliteit kos wat meer voedingswaarde het vir homself gaan uitsoek, en dit is waar hierdie voer dan tot sy reg sal kom.